om u te verwelkom vanmôre by ons oggenddiens. Baie dankie dat u inskakel en mag die woord van die Here ook vanmôre tot jou hart en my hart spreek. En mag ons dan ook gaan toepas dit wat ons vanmôre gaan leer. Ek wil ook vir jou vra dat jy jou Bybel sal oopmaak by 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 5 wat ons dan later in die diens gaan lees. Ons is met hierdie baie besondere reeks besig. Waar was God toe jy seer gekry het? En vanmôre wil ek met jou oor die 7de deel van hierdie reeks kom praat, naamlik, en ek wil vir jou 'n vraag vra, waar soek jy vertroosting in jou pyn en in jou wonde? Where are you seeking comfort in your pain and in your emotional wounds? Mag die Here dan ook vir ons vanmôre hierin kom help. Nou in die tema kom die woordjie vertroosting na vore. 'n Baie kosbare woord wat letterlik beteken to comfort, to console, maar ook om iemand op te beer, om iemand emosioneel te ondersteun, maar om ook verligting te bring, om iemand by te staan en ook dan te bemoedig. Job sê vir ons dit so mooi in Job 29 vers 25, toe hy nou beter dae gehad het. Toe skryf hy hierdie woorde, I was like one that comforts the mourners. Ek was soos een wat die treurendes vertroos het. Vertroosting wil ons almal graag hê, een of ander tyd. Dan dink ons aan 'n baba in die arms van haar ma, wat miskien huil weens pyne of weens honger. En hierdie mamma wat haar vashou of hom vashou en troos en swentjies gee en vertroosting toepas. Of wat van 'n seentjie wat geval het en sy pa ondersteun hom. Hy dalk sy knienerf afgeval en nou sit Niel sy pa by hom en raak hom en dalk soen hy dalk hierdie wond. Hy vertroos hom in daardie benoude uur, pynlike uur. Of wat van iemand waarmee jy saam bid of ek saam bid? Persoon wat deur 'n baie moeilike tyd gaan, persoon wat deur 'n baie pynlike tyd gaan. En nou kom jy en ek en ons bid vir daardie persoon, ons vertroos hulle ook in hierdie baie besondere uur. Of wat van iemand wat ek in die hospitaal gaan besoek, wat baie siek is, en ek besoek hierdie persoon en ondersteun hierdie persoon, en daar vertroos ek dan ook hierdie persoon met moed en met bemoediging. Jy sien, vertroosting in hierdie gevalle is werklik 'n liefdesdaad. Dis 'n daad van omgee. Galasiërs 6 vers 2 sê vir ons, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. So in hierdie vertroosting bring ek dan ook die Here Jesus in die teenwoordigheid, en is dit ook 'n daad wat ek aan hom doen. Die weerspieëling van die Here Jesus se gesindheid in iemand se pyn en in iemand se verlies. Maar dit is ook waar dat aan die ander kant kan vertroosting ook iets negatiefs wees. En ek wil dit illustreer deur die boek wat Charles Swindoll geskryf het, Growing Strong in the Seasons of Life. En by sy hoofstuk oor vertroosting vertel hy die verhaal van Joe Bayliss en wat hy en sy vrou deurgemaak het, en ek wil vir julle graag lees daaruit. Joe Bayliss en sy vrou het in die jare 3 kinders verloor, en dan skryf Joe Bayliss die volgende: In the course of several years, we lost 3 of our children. In his book, The Last Thing We Talk About, Joe shares his honest feelings when one of his children died. I was sitting, torn by grief. Someone came and talked to me of God's dealings, of why it happened, of hope beyond the grave. He talked constantly and constantly. He said things which I knew was true.
I was unmoved. And I wished that the person would leave. And he did leave. Laat ek dit weer herhaal. I was unmoved, except to wish that that person would leave. And he finally left. Jy sien, hierdie was nie ware troos nie. Hierdie troos was 'n troos wat die persoon wat kom troos het, homself kom troos het, omdat hy gedink het, dat hy iemand troos in sy pyn, maar indirek homself mislei het. Hy het homself vertroos, en nie die ander persoon nie. Daarom kan vertroosting selfvertroosting word, wat dan oppervlakkig is. Wat eintlik misleide vertroosting is. Wat eintlik selfgerig is, en nie God gerig of Jesus gerig is nie. En dan gaan Joe Bayliss en hy skryf verder. Another came and sat beside me. He didn't talk. He didn't ask me leading questions. He just sat beside me for an hour or more, listened what I said, and I answered briefly, prayed simply, and I left. En dan skryf Joe Bayliss, I was moved, I was comforted, I hated to see him leave, I was moved, I was comforted, I hated to see him go. Hierdie vertroosting was effektief. Hierdie vertroosting was betekenisvol. By hierdie vertroosting was daar ware deernis. En die Here Jesus was betrek in hierdie vertroosting, wat die pyn en die verlies so beter kon maak. Jy sien, wanneer 'n persoon fisies of emosioneel onseker is, dan wil ons dit graag vir onsself beter maak, en dis nie verkeerd dat ons wil beter voel nie. Almal van ons het in een of ander stadium, het ons vertroosting nodig. Maar wanneer ons in ons kinderjare wonde opgedoen het, wanneer ons seer gekry het emosioneel, dan het ons 'n diepe behoefte aan vertroosting, maar soms kan hierdie vertroosting tot skadelike maniere lei, en dan dink ons word daardeur bevredig. Mense wil vertroos word, selfs in hulle diepste pyn. En indien hulle nie behoorlik verstaan wat konstruktiewe vertroosting is nie, kan dit lei tot destruktiewe vertroosting en skadelik. Ons dink aan die behoefte van die mens aan vertroosting is geweldig groot. En ons besef nie altyd hoe groot dit is nie. Mense soek op 'n verskeidenheid van maniere om vertroosting te kry. Ons dink aan mense wat alkohol neem, hulle vind vertroosting daarin. Ons dink aan dwelmverslawing, mense vind vertroosting deur dwelms te gebruik. Mense wat aanhoudend eet, vind vertroosting daarin. 'n Sigaret kan vir jou vertroosting bied. Deur losbandig te lewe, kan 'n mens vertroosting kry. Selfs deur mishandeling kan 'n mens vertroosting kry. Hierdie gedrag van vertroosting lei altyd tot vernietiging. Die emosionele pyn en die verlies in 'n mens se lewe vererger die angs en die depressie. En daarom die behoefte aan vertroosting is geweldig sterk. En daarom moet ons kan onderskei tussen destruktiewe vertroosting en konstruktiewe vertroosting. Nou die woordjie destruktief beteken afbreekend, vernietigend, verwoestend. Dit is die maklike uitweg wat ons kies. En agterna
dan besef ek, ek het spyt, ek moes dit nie gedoen het nie. Ek het gedink dit is tot my voordeel, maar nou is dit eintlik tot my nadeel. Kom ons vat 'n pragtige voorbeeld. 'n Mens skei en dan dink hy of sy, ek moet vinnig in 'n nuwe verhouding ingaan. Dit sal dit beter maak. Die probleem is net, ek werk nie deur die bagasie nie, en ek werk nie deur die trauma en die pyn en die verliese nie. En dan later kom daar die moontlikheid dat ek dalk weer gaan skei. Of ek het dalk nou 'n quick fix nodig, ek het nou 'n dwelm nodig, maar ek besef nie dat dit later vir my tot erger verslawing kan lei nie. Dis nie tot my voordeel nie, maar tot my nadeel. Konstruktiewe vertroosting, die woordjie konstruktief beteken opbou, helend, dis genesend, dis tot my voordeel. En daarom moet ek die vertroosting reg hanteer. Ek moet dit behoorlik hanteer. Ek moet dit deurwerk. Dit vra vir my en vir jou om tot aksie oor te gaan, sodat ons daardeur genesing kan ontvang. Om vertroosting deur middel van destruktiewe maniere te soek, bring slegs tydelike verligting. Konstruktiewe vertroosting maak dit nie net beter nie, maar dit bring genesing en heling. Psalm 23 vers 4 sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf die vertroos my. En dit bring vir ons dan uit by die herder. Nou die stok wat gebruik was om die skape te tel. Dit was om elke skaap liggies aan te raak. Maar dit was ook om die skape in die regte rigting te wys. En die stok wat liggies op hulle is, om hulle dan in daardie regte rigting te stuur. Die staf was gebruik om verdediging. Wanneer die skaap afdwaal, dan word hy teruggebring. Wanneer daar wolwe is en jakkalse, dan word die staf gebruik om te verdedig, om te beskerm. En daarom is die troos van die Here, sy stok en sy staf, dit vertroos jou en dit vertroos my. Destruktiewe vertroosting is soos 'n gat in die dak waar deur die water drup, en nou bring iemand die emmer, sodat dit die water kan opvang, maar die gat word nie reg gemaak nie. Konstruktiewe vertroosting is wanneer iemand die gat toemaak, sodat die water nie meer deurdrup nie, want daar is nou heling. Wanneer ons nie weet hoe om konstruktiewe manier vertroos te word nie, kan dit dikwels lei na die volgende maniere. En ek wil 'n paar noem. 'n Man kom van die werk af en hy het 'n baie besige dag gehad. En nou is hy baie angstig, want daar was dalk baie dinge wat hy dalk nie reg gedoen het nie. En nou moet hy 'n drankie drink. Maar een is nie genoeg nie, hy moet dalk 2 of 3 drink, en dan wil hy met sy gesin rustig verkeer. Dit is verkeerde vertroosting. Of wat van kos? Vetsig lei baie dikwels omdat ek vertroosting vind in kos. En baie keer kan ons sien hoe mense hulle borde oorlopends toeskep en dit vir 'n tweede keer gaan, want hulle vind vertroosting in kos. Of wat van dwelms om nog 'n fix te kry en nog 'n fix te kry, want hulle vind vertroosting, daardie lekker gevoel, daardie euforie gevoel. Maar môre is dit 'n ander situasie. Baie mense vind vertroosting in medikasie, in pille, in grandpa poeiers, in medisyne, en hulle sal by die apteek kom en sê, dis ons het 'n regtige probleem, maar dit gaan om hulle te voed in vertroosting, en dan vind verslawing ook plaas. Baie mense vind vertroosting in 'n affair,
want hulle is nie gelukkig in hulle huwelik nie. Daar's baie probleme en nou ontmoet hulle iemand en dalk is daar emosionele affair en dalk iets meer as dit. Baie mense vind vertroosting in 'n sigaret, want hulle hou aanhou rook en dan sê hulle, dit is daar om my te kalmeer, maar ek wil vir jou vanmôre sê, jy lieg vir jouself. Dis nie om jou te kalmeer nie, want jy sit met onsekerhede in jou en jy's bang. Daarom moet ons baie versigtig wees vir hierdie destruktiewe vertroosting maniere om vertroosting te kry. Ons het onsself al soveel keer probeer troos, maar ons hanteer dit so dikwels verkeerd. So sodra jy agterkom dat jy nie weerstand kan bied nie, is dit nodig om by die regte bron vertroosting te gaan soek. Om by die Here vertroosting te gaan soek en te vra dat sy Heilige Gees jou sal bekragtig. Efesiërs 6 vers 10 sê vir ons, 6 vers 10, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte en trek die volle wapenrusting van God aan. En daarom om vertroosting by die Here te vind. En as ons die Bybel oopmaak, dan is daar 'n klompie skrifgedeeltes wat baie kosbaar is om vir ons te wys wat die bron van vertroosting is. Psalm 94 vers 19. Toe ek met baie onrus in my binneste sit, het U vertroosting my rustig gemaak. Nie angstig rondgekyk nie. U vertroosting het my onrus rustig gemaak. Job 15 vers 11. Elifas vra aan Job, is die vertroosting van God dan nie goed genoeg nie? Is die vertroosting van God dan nie goed genoeg nie? Want dit kan ons baie keer twyfel, ons wil nog iets ekstra hê. Jesaja 57 vers 18. Ek sal hulle lei en aan hulle vertroosting skenk aan die wat treur. Ek sal dit skenk aan hulle, die wat deur 'n baie moeilike tyd gaan. Lukas 2 vers 25. En Simeon het die vertroosting van Israel verwag en die Heilige Gees wat op hom is. En dit spreek dan van die Here Jesus, dat hy die kern van vertroosting is. En wanneer ons hom persoonlik ken en ons meer in hom groei, dan gaan ons meer vertroosting kry in hierdie in hierdie wêreld wat nie vertroosting bied nie. Handelinge 4 vers 36. Barnabas die Leviet, wat beteken die seun van vertroosting. En wil ek vir jou vanmôre die vraag vra, is jy 'n mens wat vertroosting aan ander bied? Vind mense rus in jou teenwoordigheid? Word mense kalm in jou en my teenwoordigheid? Want wanneer jy hulle bemoedig, dan vind hulle vertroosting. Handelinge 9 vers 31. Die gemeentes in Judea, Samaria en Galilea het vrede gehad en is deur die Heilige Gees vertroos. Wanneer die Heilige Gees waarlik in ons woon deur die wedergeboorte en ons groei geestelik, dan troos hy ons selfs in krisistye. Filippense 2 vers 1. Aangesien julle die vertroosting in Christus ondervind het. Paulus praat met die gemeente in Filippi en hy bemoedig hulle aan om te sê, julle het vertroosting in Christus gevind. Nou wil ek hê ons moet saam lees uit 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 5. Hoor mooi wat sê Paulus. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting, the God of all comfort, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos
deur die vertroosting waarmee God ons vertroos het. Want soos die lyde van Christus oorvloedig is in ons, so is ook die troos oorvloedig deur Christus. Dit is die mees belangrikste troos, om by die voete van die Here Jesus te kom sit en daarom die kruis. Dis die hoogtepunt van vertroosting. Die Here Jesus het self aan die kruis die moordenaar getroos, toe hy vir hom gesê het, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hy het sy moeder getroos terwyl hy aan die kruis is om vir haar te sê, vrou, daar is jou seun, seun, daar is jou moeder. En hy kon homself vertroos, toe hy gesê het, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe het hy vertroostend gesterwe. Mag die Here vir jou help en vir my help om deur hom daagliks vertroos te word, want hy is die bron van alle troos. Amen. Kom ons bid saam. Dierbare Here Jesus, baie dankie dat u die vertroosting van Israel was, die kosbare woorde van Simeon, wat deur die Heilige Gees oorskadu is, en dat ons troos in Christus kan vind, dan het ons nie al hierdie ander dinge nodig nie, want dan wandel ons in die troos van Christus. Gee dat ons ook mekaar sal vertroos met die Heilige Gees en die lewe van die Here Jesus, en word dan verheerlik in Jesus naam.